Hoi wat, dis tyd vir Nies in 'n Nutshell met Friskie Mariski. Julle is so, onthou julle so rukkie terug, toe sê ek vir julle, ek het 'n voeltjie oor vlieg, dat dalk voor Kersfees gaan ons bietjie Louis Liebenberg aksie kry. Luister julle, Kersfees is oor 'n week en daar is nog nie 'n piep of 'n geluid van ons Chommy Louis wat weer sy bord gaan soek na vore bring nie. So I guess we will have to wait until 4 Februarie wanneer hy Daisy en wat is dit? 7, 8, 9 who knows, ander beskuldiges weer in die hof voorkom vir hulle saak van racketeering, money laundering en so meer. Een ding wat julle dalk misgelees het of misgehoor het, want dit was nie so widely reported nie, is dat verlede maand in November, die 15de November, het die Human Rights Commission of South Africa eintlik 'n saak teen Louis ingedien. Hy het nog kak. Okay, so according to the statement, nee, okay, so the Human Rights Commission served papers to Louis Liebenberg over alleged racist utterance. Wat ek meer ironies vind julle, apparently het iemand Louis gepimp by die Human Rights Commission. Hulle het voice notes gestuur, okay, en in hierdie voice notes, het hy repeatedly apparently die K-woord gesê, en julle weet, ons het nie nog woord in Suid-Afrika nie, okay, en hy het na swart mense verwys as ape. Hy Louis. Verwys ook na sy sogenaamde nostalgica vir apartheid. But then again, julle, times have changed since then. Die van julle wat die saak na hulle rukkie volg, julle sal weet dat, okay, hierdie allegations teen Louis was van jare gelede, en ek dink het was nog die DA tannie, met wie hy in 'n fout gekom het, wat hom gaan pimp het, of ek het gehoor, het was 'n joernalis, dit was nie ek nie. Maar, julle toe Louis vanjaar in die hof verskyn het, nadat hy in Oktober gearresteer is, het ons nie net hom gehoor sê, Viva MK nie, hy gooi hom somme, Viva Msholozi, wat beteken Jacob Zuma, okay, en dan julle, hierso kom jy aan die in, Mshanini Wami, wat beteken get the machine guns. Anyways, so long story short julle, okay, ek dink nie ons gaan Louis se bakkies hierdie jaar weer sien in die hof nie, en ons gaan ongelukkig moet wag tot volgende jaar, Februarie, voordat die Louis en Key in die hof verskyn. Kan hy dalk in Januarie 'n wildcard pool? Natuurlijk kan hy, maar vir nou, bly hy agter tralies, tot na Kersfees. Nies in 'n Nutshell, met julle favorite, Friskie Mariski, like, share, comment, en vir die haters, bye!